ons begin met 'n oulike grappie. Verskoon tog. So die dokter skuif na 'n groter spreekkamer en hy ry sommer toe al die goed self aan met sy bakkie. En die laaste ding wat toe nou oorbly is daai geraamte wat in hulle spreekkamers hang. Hy vra toe sommer vir die ontvangsdame om die beendere en gebeente na haar kar te sit. En sy drapeer toe die geraamte mooi op die passasier sitplek en sit die veiligheidsgordel ook om die geraamte. En by die eerste robot stop 'n ou langs haar. En hy sit die storie so en bekyk en trek haar aandag en hy sê, dame, verskoon my, waar vat jy daardie geraamte heen? Sy sê, ek vat hom na die dokter se spreekkamer toe. En die ou antwoord, hy sê, dink jy nie, dis bietjie te laat nie. Vandag is 'n besonderse dag. 'n dag vir baie met gemengde gevoelens. Daar's baie mense wat nie meer hulle paas by hulle het nie. Daar's baie mense wat 'n negatiewe uitkyk het op Vadersdag. Ek wil dadelik net profeties sê, soos ek gehoor het by die Here. Jy sal jou pa moet vergewe, julle wat voel, hy het jou daarna gekom. Ek deel almekaar met die goeie, dan is die pa lankal oorlede. Vir jou om vry te kom, vir jou om in oorwinning te lewe, vergewe jou pa en jou ma, maar vandag is Vadersdag. Dis 'n besonderse dag. Ek wil net vir al die kinders sê, irrelevant jou ouderdom, of jy reeds 'n pa of 'n ma is, en of jy dalk nog eendag deur God se genade een gaan word, weet net, almal maak foute. Wees vinnig om te vergewe, sodat jy vergewe kan word. Daar was 'n profesie nou vir baie. Ek wil 'n baie radikale stelling maak en ek wil vir jou sê, as jy met jou pa nie vrede maak nie, gaan jy sukkel in die lewe. Ek beraad duisende mense. Dit beteken nie, hy het nie foute gemaak of hy het nie foute nie. Dit beteken, die Here wil jou vry hê, jy moet vergewe. Ek voel tog net om vir iemand te sê, met dieselfde maat waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word. Dit beteken, wat jy saai, sal jy maai. So kinders, die Bybel is baie duidelik, eer jou vader en jou moeder. Dit beteken nie, hulle doen altyd alles reg nie. Die Bybel sê, eer hulle. Die Bybel sê nie, eer jou vader en jou moeder, net wanneer hulle reg is nie. Die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder. Ek voel baie mense kom nou vry. Het gaan soos 'n las wees wat van jou afval. Hy sê, sodat met jou goed kan gaan, en ek profeteer nou, hierdie is nie eens deel van die teaching vanmôre, dis wat die Here vir my gesê, begin hiermee. Hy sê, sodat dit met jou goed kan gaan, en dat jy lank mag lewe. Verskoon my, jy mag verskil, maar ek maak 'n radikale stelling. Mense wat hulle ouers nie eer nie, sterf vroeg. Dink eers na, voor jy my sommer net vinnig antwoord. God se woord bly die waarheid. In die Ou Testament het die Bybel gesê, 'n kind wat sy ouer vloek, moet onmiddellik sterf. Dit was die wet. Nou dank God vir genade.
Maar die beginsel is steeds dieselfde. Jy kan nie aanhou en disrespectful teenoor jou ouers wees en hulle oneer aandoen, vandag in konteks van Vadersdag, en verwag dat hierdie beloftes vir jou moet werk nie. Hy sê, as jy jou pa kan eer, vandag op Vadersdag, hy sê, dit sal met jou goed gaan en jy sal lank lewe. Nou vat die teenoorgestelde. Dink 'n bietjie daaroor, kou so bietjie daaroor. Ek praat vanoggend met u oor 'n pa se liefde. Wonderlike woord wat die Here met my gepraat het. En vanmôre kan ek uit ervaring praat as 'n pa, as 'n vader vir baie en as 'n pa van 2 pragtige kinders vir wie ek so lief is. En ek wil hierdie net uit my hart uit sê, jy weet, daar's baie mense wat my apostel noem. Reg oor die wêreld, baie wat my profeet noem. Baie wat my pastoor noem. Maar my 2 kinders noem my daddy. En ek wil vir jou sê, ek hou baie van daai daddy. Die naam daddy. Ek wil vir elke pa sê, jou liefde gaan nie ongesiens verby nie. Ons het 'n hemelse Vader, en ek wil vir die pa so 'n bietjie opkom vandag. Jou hemelse Vader sien raak wat jy doen. Hy sien al die opofferings, hy sien die liefde raak. Ek deel met soveel mans, soveel paas wat baie keer op breekpunt is. En hulle voel hulle moet maar net sterk wees vir almal, en ongelukkig is almal nie altyd so sterk nie. En baie breek. En ek bid vanmôre dat hierdie woord baie paas sal aanraak, maar ook ma's en kinders en families sal restoreer. En dat jy vir jou pa sal bid, en dat jy jou pa sal vergewe, en dat jy sy hande omhoog sal hou. Want jy moet nou verstaan, hierdie woord is verskriklik belangrik in God se oë. Hy is 'n Vader. Die feit dat daar pa's en ma's is, kyk gou hier, dit was sy idee. Het jy al daaraan gedink? Vandag op Vadersdag, dis sy idee dat daar pa's is, en ek wil dadelik sê, dis maklik om die baby te maak, maar om die baby groot te maak. Hier is soveel jong mense, luister mooi, is maklik om die babietjie te maak, maar om die baba groot te maak, is 'n ander storie. My oudste is amper 27, en ek kan vir jou sê, dis nie so maklik altyd om 'n pa te wees nie, maar is 'n groot voorreg. Jy weet, kom ek net so 'n bietjie opkom vir die paas. As jy te streng is, dan word daar gesê jy's te kwaai. Jy's te streng. As jy nie streng is nie, dan word daar gesê jy doen niks nie. En ek wil vir die pa sê, jy's nie geroep deur die Here net om gewild te wees nie, jy's geroep om 'n pa te wees. Kan ek vir jou iets sê oor ons hemelse Vader? Hy is baie streng, maar baie liefdevol. En so het ek my kinders groot gemaak in die vrese van die Here, maar baie liefdevol, maar ook streng. Ons is nou in 'n tyd, luister baie mooi, share hierdie woord met almal wat leef en beef. Ons is in 'n tyd waar dissipline is nie net uit die skole gehaal nie, is ook uit die huise uitgehaal. Ons deel met sake, luister mooi, 'n liewe vriend, broer en suster, jou hare sal rys. Kinders wat hulle ouers gaan aangee by die polisie. Jy weet nie waarvan ek praat nie. Jy het in 'n ander era groot geword, jy verstaan nie. Terwyl die Bybel sê, tugtig jou kind, hoekom? Omdat jy hom lief het. En as ons praat oor tugtig, dan praat ons nie net van pak slaan nie, maar ek dink dit was 'n goeie ding. Ons is in 'n tyd waar baie jong mense, kinders vandag, nie weet wat dit is om ouer mense te eer, of om 'n pa en ma te eer, en hulle weet nie wat dit is om goeie maniere te hê nie. Want dissipline is by die skool weggevat, as ook by huisgesinne.
En ek wil vir elke pa sê vandag, die Here weet waardeur jy gaan. Jy wat sê, jy het foute gemaak. Staan op man, wees 'n pa. Wees wat God wil hê jy moet wees. Is dit altyd maklik? Nee, niemand het gesê dis maklik om 'n pa of 'n ma te wees nie. Ons het nou die dag wonderlike Moedersdag gehad, vandag is Vadersdag. Miskien weet jy van 'n pa, 'n broer, 'n seun, 'n oupa, 'n oom, maar hy's 'n pa, maar hy sukkel en vandag moet hy hierdie woord hoor. 'n Pa se liefde is ver meer as net woorde. Iets wat ek vir my kinders gesê het, vandat hulle kan onthou is, I love you. I'm proud of you. Dis ek. Jy sê dalk iets anders. I believe in you. Hulle het dit oor en oor en oor tot vandag te hoor hulle dit. Ek voel net om vir families te sê, die lewe gaan baie gou verby. En sê miskien maar net weer vir jou pa ook vandag, I love you too. Sê miskien maar net weer ook vir jou pa, hoor jy, ek is ook trots op jou. Want daar mag dalk 'n dag kom, vinniger as wat jy besef, en dan is die lewe verby. En aan mekaar begrawe ek mense, en dan wil hulle graag mooi goed sê, dan dink ek by myself, families wat 'n mens ken, maar hoekom het jy dit nie gedoen terwyl jy die kans gehad het? Mense wat in konflik lewe, jou hare sal rys as jy hoor wat in my spreekkamers aangaan, mense wat nie met mekaar praat, vir jare nie. Want hy's nou kwaad, maar jy wil hê God moet jou vergewe. En ek voel hierdie is 'n wonderlike geleentheid op hierdie Vadersdag, is baie relevant, waar die Here vaders en seuns, vaders en dogters, hoor mooi, vaders en hulle vrouens wil versoen met mekaar. Hy wil restaurasie bring. 'n Pa se liefde is iets wat geld nie kan koop nie, en jy weet wanneer gaan jy dit werklik mis, die dag wanneer hy nie meer is. En ek wil vir ons lees uit die boek Psalms 103, hierdie is so mooi, ek kry trane in my oë, skryf dit neer, neem 'n foto, vers 13 sê, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, kyk mooi hoe vergelyk hy dit. In sy oë as hemelse vader is 'n pa, 'n aardse vader, baie belangrik. Ek wil herhaal, rewind. As jy kan leer om jou pa te eer, luister na Pastoor Henry, sal jy sien hoeveel beter dit met jou gaan begin gaan. Maak nie saak of jy verskil het nie, jy kan daai goed uitwerk met die hulp van die Heilige Gees. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Ek hou van die Amplified. Die Amplifies, it says, just as a father loves his children. Kyk hierdie vertaling. Ek praat oor 'n pa se liefde. So the Lord loves those who fear and worship him with all felt respect and deepest reverence. Weet jy wat? 'n Pa floreer op respek. Sodra 'n pa voel jy's disrespectful, dit maak hom nie net seer nie, dit maak hom kwaad. Ons is so gemaak. En kyk wat sê die Bybel. Ons hemelse Vader, wat ons so lief het, hy vergelyk dit met 'n pa wat sy kinders lief het. Net soos wat 'n pa sy kinders lief het, so het die Here ook hulle lief. Kyk mooi, hulle wat hom vrees en eerbiedig is. So jy kan dit deurtrek na jou aardse pa. Is verskriklik relevant, want van julle sê, my pa is lankal dood, is steeds relevant, jy deel met paas, kom aan, jy deel met familie. Jy het dalk nog kinders hier. En ek wil graag iets deurgee wat die Here op my hart gelê het. En ek gaan vinnig daardeur, want ek weet die melktertjies en die appeltertjies wag. So ek wil graag 'n paar kenmerke vir jou gee, net so 14, wat ek dink baie spesiaal is. Kenmerke van 'n pa se liefde. Ek het al so baie oor gepreek, maar daar's 'n pragtige Arameese woord,
Abba. Abba beteken letterlik daddy. Abba Vader beteken daddy. Kenmerke van 'n pa se liefde. Alright, dis wat die Here op my hart gelê het, dit gaan jou baie seën. Jy moet hierdie neerskryf en jy moet dit deel met almal, want dit gaan jou ook help in jou huwelik, dit gaan jou help met jou kinders, dit gaan jou help met jou verhouding met jou ouers. En dit is wat die Here graag wil hê. En jy gaan dalk dadelik sê, maar okay, my pa is nie heeltemal so nie, vergewe hom. Vanmôre deur die woordbediening wil die Heilige Gees ook paas versterk, want die woordbediening versterk die kerk. Die Here wil graag paas oprig en sê, hou goeie moed man, ek sien wat jy doen, maar daar is plek vir verbetering. Die kenmerke van 'n pa se liefde, nommer 1, ek gaan vinnig deur, hier's 14. Die Here op my hart gelê, kyk mooi, voorsiening. Met ander woorde, as jy praat van 'n pa se liefde, wat beteken dit? Hier gaan ons, een vir een daar op die bord asseblief. Voorsiening, hy sorg vir die behoeftes van sy gesin. Net terloops, die Bybel sê, hy wat nie vir sy gesin sorg nie, is slegter as 'n ongelowige. Ek haal net woord aan. Ek praat nie van 'n ou wat nie werk het en hy soek werk en hy gaan deur 'n moeilike tyd en hy kan nie. Die konteks daar is 'n ou wat nie sorg vir sy gesin nie. Let op, dis die woord van God. As jy 'n pa het wat nog net vir jou lief is en vir jou voorsien, sal eer hom. Eer hom en jy sal sien, die hemel sal jou eer. Kenmerke van 'n pa se liefde, voorsiening, beskerming, hy skep veiligheid en staan op vir sy geliefdes. En dit doen ek nie net vir my 2 bloedkinders nie, maar ek doen dit vir soveel geestelike kinders vir wie ek 'n pa en 'n mentor is. En ek is so as deel van my persoonlikheid, ek kom op vir die underdog. Jy weet, net soos God hou nie van ongeregtigheid nie. Wie van julle stem met my saam, jy hou nie van boelies nie? En as jy sien iemand word geboelie, voel jy ook so, jy wil opstaan vir die ouetjie wat geboelie word. En dan wil ek net vir die boelie ook profeteer, daar is steeds genade vir jou, bekeer jou in Jesus naam. 'n Pa se liefde is voorsiening, beskerming, kyk mooi, leiding. Hy wys die regte pad, die raad en voorbeeld. Nommer 4, lering. Hy leer die woord. Waardes, wysheid, lewenslesse. En baie van julle wat nou hierdie mooi woord hoor, jy voel, okay, miskien is daar 'n bietjie 'n leemte hier en daar, soos 'n goeie geleentheid vir jou om nou hierdie woord te vat en te sê, Heilige Gees, help my om te verbeter. In die week toe bedien ons mense en 'n pa wat nou 'n oupa geword het, hy sê vir my, jy kan nie glo wat 'n groot liefde is dit. Ek sê, ek sien baie uit daarna, maar my kinders moet net eers trou. Hy sê, jy kan dit nie beskryf nie, hy kan nie glo hoe lief is hy vir hierdie kleintjie. En hy sê iets wat my geraak het, en hy's net eerlik gewees. Hy sê, dit voel vir hom asof die Here vir hom 'n tweede kans gee. Waar hy dalk so 'n bietjie foute gemaak het, en almal maak foute met sy kinders, voel hy, die Here gee hom nou nog 'n kans met hierdie klein kind. Jy weet, 'n mens wil so graag alles perfek hê, en as jy weer kyk aan sy lewe verby, kom jy agter, alles is nie altyd so perfek nie. En daarom moet jy ook nooit jou ouers vergelyk met iemand anders nie. God het vir jou spesifieke ouers gegee. Hy het geweet, wie kan jou hanteer? En miskien voel jy vandag, hulle kon jou nie hanteer nie, maar jy sit nog steeds hier. Ons het hoeveel gevalle waar sake is so buite beheer, is net die Here wat kan help. Aan mekaar deel ek met hierdie goed.
Maar wat ons nodig het is godvreesende paas wat hulle gesinne liefhet. Let op dat hierdie konteks, as ek sê 'n pa se liefde, dan praat ek van 'n man wat God dien. Want jy gaan nie hierdie kenmerke hê, jy gaan nie hierdie dinge kan doen as jy nie die Here liefhet nie. Die 5de een is gebed. Hy dra sy gesin in gebed op aan die Here en vertrou God vir leiding, beskerming en seën oor hulle lewens. Is dit nie mooi nie? Kenmerke van 'n pa se liefde. Dissipline, hier is een wat kinders nie van hou nie, totdat hulle self ouers word. Ek kry baie keer mense, hulle het vinnig goed te sê oor kinders, maar totdat hulle self kinders het, skielik verander die prentjie. Dissipline, en al hierdie goede kom net so uit die Bybel uit. Hy korrigeer uit liefde om karakter te bou. Elke kind wat hierdie storie hoor, my kinders het dit gehoor, hulle glo dit nie as hulle klein is. Maar die paar keer wat hulle nou moes pak kry, dan huil jy in jou hart omdat hulle so huil. Jy dink, ag, wat praat jy nou? Is regtig so as jy waarlik 'n pa is en jy is werklik lief vir jou kinders. Jy bid vir hulle dag en nag, jy probeer net 'n voorbeeld wees. Ek voel net om vir iemand te help en jy kan hierdie deel met 'n familielid. As jy die Here nie dien nie, gaan jy nie jou kinders kan dissiplineer nie, want jy het nie gesag nie. Jy kan nie vir jou kind sê, dien die Here, maar jy dien nie die Here nie. Jy kan nie vir jou kind sê, gaan kerk toe, maar jy sit by die huis nie. Jy het geen autoriteit nie. Geld vir ma's ook. Monkey see, monkey do. Jou kind gaan dalk baie goed vergeet wat jy gesê het, maar hulle gaan jou voorbeeld onthou. So dissipline is 'n groot een, want die Bybel sê, 'n pa wat sy kinders liefhet, hy tugtig hulle. En jy moet mooi kyk hoe die duiwel teen die woord kom, oral wêreldwyd. Jy mag nie opstaan vir die waarheid wanneer dit lelike goed is nie, dan word daar gesê jy diskrimineer. Dan word daar gesê jy oordeel. Hallo? Vandag sommer by laerskole kan kinders identifiseer soos hulle voel. Want julle weet nie waarvan ek praat nie. Jy kan niks sê vir 'n kind as hy vandag sê, 'n seentjie sê, maar ek voel soos 'n dogtertjie, en jy sê iets, dan sê hulle, jy diskrimineer, jy oordeel. Laerskole het hulle daar nou, waar kinders kan sê, hoe hulle identifiseer. Dis 'n wêreldwye beweging. As jy nie kan sien dat dit demonies is nie, is jou oë toe. Dis so goed ek sê vir jou, die woord sê, dit is verkeerd, en jy sê, jy oordeel. Mense mag niks meer sê nie, want dan oordeel jy. So, los ons, laat ons leef soos ons wil. Dis ongelukkig die tyd waarin ons is. En vandag op Vadersdag het ons 'n fantastiese geleentheid om onder die goddelike woord te sit. Kom aan, die woord was jou denke. Die woord verander jou hart. Mense word toegerus, families gaan gerestoreer word. Hier sit onderwysers, hier sit mense in allerlei poste. Dis tyd dat paas opstaan en sê, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En as jy nie vir jou kind in die oë kan kyk en sê, hey boetman, hierdie is verkeerd, of hey sissa, hierdie is nie Bybels nie, dan het jy nie die guts nie, want dan probeer jy inwees. Ekskuus, maar ek probeer altyd reël wees en relevant wees. Dis soos 'n pa wat sy kind laat rook van kleins af, omdat hy rook, dan is daar niks nie, dan kan hy nie vir die pa mos nou iets sê nie. Kom ons rook saam, of kom ons drink saam. Dis goed wat gebeur. Ek wil vir so 'n pa sê, jy's nie cool nie, jy's onwys. Want deur jou voorbeeld maak jy nou dat die kind ook verslaaf word. Niemand word veroordeel nie, laat die woord jou was, laat die woord jou aanspreek. Jy gaan nie jou kind kan reghelp as jy nie die pad regstap nie. Aan mekaar deel ek met goede, verslawings. Dan sal die kind sê, maar my pa's verslaaf van hierdie ding. Sê ek, sjoe, hier's 'n probleem.
So die pa gaan nooit daaroor praat nie, want hy gaan nie praat, hy het nie gesag om die kind reg te help wanneer hy self te doen. Dissipline is 'n kenmerk van 'n pa se liefde. Glo my nou, die Here dissiplineer ons. Hy kom deur die woord en hy vermaan ons. Hierdie woord is wonderlik, dit gaan baie gesinne help en red vandag. Jou bure wat kerkloos is, hulle moet hierdie woord hoor. 'n Pa moet opgetel word vanmôre en sê, daar is nog hoop, die Here is lief vir hom. Ons vanmôre mense reg nou, op Vadersdag, hierdie tyd van die dag, wat al klaar gekletter is, dronk is. Hoekom sê jy dit, pastoor? Omdat ek 'n punt wil maak. Daar's party wat hulle sorge probeer wegdrink. En wat het hulle nodig? Die liefde van die Here. Wat het ek en jy nodig? Kom aan, die liefde van die Here. Lig net jou hand op en sê, Here, dankie vir u liefde. Niemand is beter as enigiemand anders nie, maar luister vriend, ek praat nou met diegene, en daarom moet jy hierdie woord share, dink aan mense wat hierdie woord moet hoor. Jou probleme gaan eskaleer, jy gaan vir 'n oomblik iets vergeet, hulle wat drugs doen, en allerlei goed te doen om die probleem te probeer verdoof, maar môre is dit dubbel so groot. ‘n Pa se liefde praat van dissipline. Dis hoekom ek daaroor praat. Ek skaam my nie vir die evangelie van Christus. My hart huil vir paas wat vanmôre verslaaf is en hulle huisgesinne nie kan help nie. Hulle kan nie hulle huisgesinne lei nie. Hulle kan hulle nie leer nie. En kan jy sien hoe haat die vyand families? Kan jy sien hoe haat die duiwel die pa? As jy dit net kan snap vanmôre, gaan jy vir jou pa bid soos nog nooit nie. Gaan jy vir paas begin bid. Met liefde, met erns. Die 7de een is opoffering. Hy stel dikwels sy gesin se behoeftes bo sy eie. Dis 100% so. Enige goeie pa. Teresa het dit gelees vanmôre. Hy sê selfs julle paas wat dan sleg is. Met ander woorde, daai beteken julle is mense, julle is vlees en bloed, julle is nie volmaak nie. Julle wat paas is, maar julle is sleg. Julle wil selfs goeie gawes aan julle kinders. Maar hoeveel te meer ons hemelse Vader wil goeie dinge gee aan ons almal. Maar kyk op, let op, hy vergelyk dit daar. Hy sê 'n goeie pa wat foute maak, wil graag sy kinders ook seën. 'n Pa se liefde. Nee, jy kan so terugdink as jou kinders groot is en jy dink aan alles wat jy gedoen het met liefde. Die Here weet alles. En mag die Here elke pa ryklik seën en ek wil vanmôre bid dat die Here elke pa gesond sal hou. Ek voel net hier's 'n belangrike ding wat ek nou deurgee. In die geesteswêreld, as jy kon sien die geveg wat daar is oor paas, oor huwelike, oor families, sal jou hare rys. As jy kan verstaan hoe haat die Satan paas. Statistiek wys vir ons dat meer as 85% in besonder seuns, maar ook dogters, maar in besonder seuns wat in tronke sit en besig is met allerlei slegte goed, is as gevolg van afwesige vaders. As jy 'n pa het wat vir jou lief is en vir jou omgee en jou af en toe so 'n bietjie aanspreek omdat jy dit nodig het, sê baie dankie daarvoor. Want dan gaan 'n dag kom dat jy self 'n pa is en dan sal jy verstaan, my pa was eintlik al die tyd reg. Kenmerke van 'n pa se liefde. Getrouheid, hy bly standvastig en betroubaar, dis 'n vrug van die Gees. Teenwoordigheid, ek hou van hierdie een, kyk mooi, dit beteken hy's betrokke. Hy's daar in goeie en moeilike tye. Wat 'n voorreg om daar vir jou kind te kan wees. Ek
Ek sê vir my kinders oor en oor, ek meen lank voor hulle gebore was, ek kon nie wag om net elke dag my hand op my vrou se maag te sit en as sy sê, hier beweeg hy weer of hier beweeg sy, dan is ek so opgewonde, die liefde van 'n pa. Prys die Here, ek wil vir al julle pa's sê wat kinders verwek het, julle is eisters. Maar om jou kind groot te maak vir die Here, dit vat 'n eyster. Kom aan, dit vat iemand wat moed het, wat braaf is. Vandat hulle oogies oopgemaak het, wil ek net bid dag en nag, hulle net vashou. Die liefde van 'n pa, om teenwoordig te wees by elke geleentheid, by die skool, by die sport. Maak nie saak hoe groot jou kinders vandag is nie, dit moet steeds so wees. Jy moet daar wees vir hulle. Jy kan nie noodwendig elke dag daar wees nie, maar weet jy wat, dank God vir tegnologie. Ons het soveel van ons mense wat se kinders oor see sit, is eintlik baie hartseer, maar wat moet 'n kind doen as jy 'n mooi geleentheid kry? Ek deel met mense nou die dag, hulle het 'n afspraak met hulle kinders, hulle almal bly oor see. Hy sê vir my, pastoor, weet jy wat, ons het 'n spesifieke afspraak, 'n koffie en beskuit afspraak. Net om te voel, ons doen iets saam. Hulle verlang so na hulle, sien hulle byna nooit nie. Hy sê dan wat ons doen, dan videocall ons maar, en ons doen koffie en beskuit net vir 1/2 uur saam, dat ons net saam iets doen, asof ons saam 'n koffie en 'n beskuitjie geniet. Ek sê, Here, help ons. Dis 'n tendens wat al hoe meer toeneem. Daarom is hierdie woord so belangrik. Jy het dalk 'n kind, jy het dalk 'n broer, jy het dalk 'n seun, en jy weet hy sukkel, hy moet hierdie woord hoor. 'n Pa se liefde. Bemoediging, hy inspireer en bou selfvertroue. Kyk mooi. Empatie. Ek het hierdie in spesifiekie ingesit. Hoe ouer jy word, hoe meer empatie kry jy. Jy dink 2 keer voor jy iets sê oor mense. Want die lewe het maar 'n manier hoe om jou te verneder. Die lewe het maar 'n manier hoe om so 'n bietjie aan jou te vat. Want daar's goed wat buite ons beheer is, maar 'n pa moet empatie hê. Kom aan, ouers moet empatie hê met hulle kinders. Hulle toon begrip vir die gevoelens, uitdagings en behoeftes van sy gesin en ondersteun hulle met liefde en geduld. En kyk hoe werk dit. Die Here het dit so geontwerp. 'n Pa, 'n ma, kinders. Kyk mooi. Want soos wat ek hierdie goede deponeer, ook in my gemeente, geestelike seuns en dogters oral, is dit saad wat ek saai, is dit saad wat jy saai. Want nou gaan jy sien, gaan jou kinders groot word, en hulle gaan weer 'n groter rol in jou lewe speel. Ons het hoeveel mense, ouers wat totaal afhanklik van hulle kinders is. Ek voel net dat die Here wil hê daar moet groot versoening kom tussen pa's, ma's en kinders, kinders en ouers, familie. Baie interessant, jou pa en jou ma het jou so in liefde ontvang as 'n ou babaatjie. Gedink jy was die mooiste wat daar was. Die Bybel sê, na kom jy in hierdie lewe in. Kyk mooi, en hy sê, na gaan jy hier uit. Baie gereeld het ek met hierdie goede te doen waar ek dit sien. Mag die Here hierdie wonderlike woord in ons harte seën. Waar is ek nou? 12. Integriteit. Kenmerk van 'n pa se liefde. Want jy sien, is maklik om iets te sê, maar om dit te doen is iets anders. Ons kry baie mense, I love you, my steek jou in die rug.
Ek is lief vir jou, is maklik om dit te sê, maar praat kwaad agter jou. Dis nie liefde nie man, dis lafhartig. Integriteit beteken jou ja is jou ja, jou nee is jou nee. Kom aan, as jy sê I love you, dan bedoel jy dit uit jou hart uit. Hy lei deur voorbeeld en leef met eerlikheid. Een van die grootste dinge wat 'n pa kan doen, wanneer dit kom by sy liefde, is juis om 'n voorbeeld te stel. Want ons almal maak foute, maar daai voorbeeld word ingebrand in 'n kind se lewe. My pa het gebid. As ek hom kry, het hy gebid. My pa was in die woord. As ek hom kry, is hy in die woord. My pa was altyd in die kerk. Is jy met my? Daai voorbeeld, jou kind kan draaie loop, daai sal nooit uit hulle harte uitgaan nie, nooit nie. Die Bybel sê as jou kind groot maak in die vrese van die Here, kom ek haal die Engels aan, hy sê dit mooier, hy sê, train up a child in the way he or she should go. And when they get older, they will never depart from it. Jou kind loop dalk, laat ek vir jou profeteer, 'n draai of twee vanmôre. As jy daai kind waarlik groot gemaak het in die vrese van God, daai kind sal die Here dien. Dis 'n belofte. Ek sluit af. Daar's nog 2, onvoorwaardelike liefde. Wat beteken dit? Hy bly lief hê selfs wanneer sy kinders foute maak. Maak ons almal nie foute nie. Is 'n baie goeie ding as jy as pa, leer nou iets vanmôre, kan jammer sê. Ek kry party ons hy's trots. Hy kan nie drukkies gee nie, hy kan nie sê ek is lief vir jou nie, is trotsheid. Ek het ouens gekry, want ons gee drukkies en ek is net so, ek sal mense antwoord met liefde. Hulle ken hulle pastoor, liefde. Ek sê gou-gou vir my manne en vir ons broers, hey, I love you. Hey, lief vir jou. So maak ek met my kinders, my vrou, al ons geestelike seuns en dogters, ons gemeente. Maar ek het baie ouens gekry, kan hom nie eens 'n drukkie gee nie, hy stamp jy sommer so weg. Want hy het so groot geword, hy ken nie so pa nie. So nou moet jy maar aanhou en aanhou, totdat hy beleef, my shoot, hierdie ou is regtig eerlik. Hy is opreg. Die Here is lief vir ons met onvoorwaardelike liefde. Ek sluit af hiermee volharding. Ek dink dis baie belangrik, hy volhard ten spyte van uitdagings, hy gee nie op nie. Die Here help ons as paas, die Here help elke pastoor vandag, wat 'n geestelike pa moet wees vir baie, dat jy nie sal ophou ten spyte van uitdagings nie. My hart huil vanmôre vir paas wat opgee. Dis hoekom ek nou dit genoem het. As ouens, hy weet nie meer hoe om goed te hanteer nie, en dan hardloop hy na iets toe. Baie wat hulle eie lewens neem. En vanmôre wil ek 'n gebed doen vir al die paas hier en almal wat aanlyn gaan kyk en op YouTube gaan kyk en luister, dat die Here jou sal help, dat jy weer jou kop sal optel, dat jy sal volhard tot die einde toe. Want as jy gaan opgee, al wat gaan gebeur, ons gaan jou begrawe. Kom aan, laat jou pastoor met jou reël wees. Ons gaan jou net begrawe. Ek moet dit vir mense sê. Want die lewe gaan aan. Ons is jammer vir mense, ons het empatie. Maar die lewe gaan aan. Jy hoef nie 'n profeet te wees om te weet dat vandag op Vadersdag, as gevolg van baie seer en lelike dinge wat gebeur het in families, vir baie vandag nie 'n lekker dag is nie. Statistiek sê dit vir jou. Ek bid vir Word and Spirit se paas, al ons families, dat hierdie vir jou 'n baie geseënde dag sal wees. Vol van die vrede, kom aan, en vreugde van die Here. Vol van geluk. Amen. Hoekom? Want dis die Here se genade en se liefde wat ons deurdra. 'n Pa se liefde. Deel hierdie woord met almal. En kom ons vertrou die Here dat daar groot vrug sal wees. In Jesus naam, ek wil graag vir al die paas bid. Vader, dankie vir die woord. O, dankie dat u woord ons optel, stig, bemoedig. Help, vertroos.
En Here, ek bid spesiaal vir elke pa vandag wat dalk moeg is of moedeloos is, vir nuwe krag, vir goeie gesondheid. Ek wil bid dat daar weer 'n ywer sal kom in elkeen se hart om die Here waarlik te dien, om 'n voorbeeld te wees, om op te staan en te sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ek seën elke pa, Here, elkeen wat deel is van ons mense se families, hulle wat dalk nie hier is nie. Ons seën elkeen vandag. En Here, ek bid dat hierdie kosbare woord groot vrug sal oplewer. Dankie dat U die beste pa is wat daar is. Dankie dat U genade vir ons genoeg is. Dankie vir U liefde. Dankie dat U ons so vinnig vergewe. Ek wil bid dat daar vergifnis sal vloei, Here. Dat mense vandag sal uitreik en sê, hey, ek is lief vir jou. Hey, ek is jammer. Hey, ek vergewe jou. Vergewe my. Dankie, Vader. In Jesus naam. En almal sê amen. En amen. Prys die Here. Sjoe.